Jy is ingeskakel by PAX UCC TV. Dit bring vir jou die nuutste Bybelstudie, die nuutste Christelike boodskappe en gepaste musiek. Jesus, dit is u woord. Here, dit is u volk. Here, hier staan ek maar net as 'n instrument in u hande. Here, hier is my tong en lippe, en raak het aan asseblief, Here. Here, sodat u woord voorspoedig onder hierdie gemeente sal ingaan, Vader. Here, dat hierdie woord selfs my ook sal oplig, asseblief, Here. Want hierdie woord is skerper as enige tweesnydende swaard, Here, wat deurdring tot murg en been, Here. Vader, ons kan nie stand hou voor die woord nie, Here. Here, want gedurig staan ons skuldig voor die woord. So, Vader, kom onderneem nou. Here, wanneer ons die woord met ons ore sal aanhoor, Here, met ons harte sal bepyns, Here, want as ons uit hierdie bank uit gaan opstaan en uitbeweeg, Here, dan het u met ons gepraat, Here. So seën ons, word verheerlik in ons midde, u ons rots en ons bergvesting. In Jesus naam. Amen. Familie, ons sit dit bevind. God se verskyning aan die mens. Maar weet God kom praat vanmôre met ons as gemeente in die boek van Jeremia 17 vanaf die 5de vers tot die 10de vers. En weet, hierdie teks sluit ook so loodreg aan by Psalm 1 in die Bybel, die twee weer waarop ons as mens ons bevind. Weet, as God vanmôre kom sê vir sy eie volk kom God vanmôre sê, God se volk, julle, ons is vanmôre vervloek. Dan wil ons weet vanmôre, hoekom sal die God van liefde dan nou vir ons as die mens kom sê dat ons is vervloek? Daar is 'n rede hoekom hierdie vers 5 so duidelik sê dat die mens is vervloek wat nie op God vertrou nie. Want weet God se oog is op elke mens in hierdie lewe, op elkeen van ons hier in Pakkelsdorp, hier op die aarde. God se oog is op ons. En tot ons verbasing, dit wat God waarneem, dit wat God hoor, dit wat God in ons harte sien, dit maak God se toorn, dat die toorn van God wil opvlam. Daarom word Jeremia gebruik om te gaan praat en te gaan sê vir hierdie volk, vervloek is julle, wat op mense vertrou, wat op mense by mekaar om die opinies van ander te kry en op julle eie altare te aanbid, vreemde gode te agtervolg. Psalm 1 sê duidelik, die weg van die sondaars, dit is waar God sien, waar God bevind, sy volk is nou. En Jeremia moet dit gaan sê vir hulle, vervloek is hierdie volk, wat op die arm van die vlees vertrou, wie nie se vertroue vanmôre in die Here is nie. En weet, as hierdie woord met ons spreek, dan moet ons elkeen vanmôre die hand in ons eie boesem druk, wanneer deur die profeet Jeremia sê, God sê, die volk is vervloek. Vervloek is die mens wat nie in die Here vertrou nie.
Maar God kom vanmôre en hy kom vaderlik na ons toe. Omdat hy die God wat ons laat lewe. Hierdie God wat ons toelaat om vanmôre in hierdie dag te kan wees. Hy weet wat hy vir ons beplan. Hy kom omdat hy lief is. Wanneer ons as ouers, wanneer ons kinders berisp, wanneer ons hulle vermaan, dan is dit nie omdat ons kwaad vir hulle is, of hulle haat nie, maar omdat ons lief is vir hulle. So God praat nie vanmôre met ons, omdat hy vir ons lief is. God is lief vanmôre, en as God sê, hy is lief vir ons, dan bedoel God vanmôre, dat hy is lief vir een en dan van ons. Want weet, ons het verskillende opinies. As ons na mekaar kyk, dan kom die opinies. Maar weet, as ons na mekaar kyk ons binne God se beeld. En God het nie die gedagtes wat ons het vir mekaar, vir die mens nie. God koester nooit dinge, omdat hy ons, in Psalm 139 sê die woord so duidelik, hy het ons geformeer. Hy ken ons, of ons sit, of ons staan, God ken ons. En daarom is God, as 'n jaloerse God. Ons wil nie sien, wat uit ons hande uitkom, moet tot niet gaan nie. God wil nie hê, ons wat deur sy hande geformeer is, ons moet in hierdie wêreld verloor gaan nie. En net lewe, omdat lewe is nie. Want wanneer ons lewe, omdat lewe is, dan maak ons nie staan op ons eie insigte en ons kragte. Wanneer God met sy volk praat, dan wil God ons, wat die lig gesien het, die lig volg, ons moet dan selfde lig wat binne ons ken. Soos die prediker gepreek het, 'n stad wat op 'n berg is, kan nie weggesteek word nie. 'n Ligdraer van God maak lig in die wêreld. Dit is ons doel, om ander te gaan verlig, want ons is in die heilige teenwoordigheid van die Here, as ons optrek na die huis van gebed, as ons kerk toe kom, dan kom ons om ons weer aan te vul, om ons te versterk, sodat ons 'n bemoediging kan hê vir mekaar, sodat ons liefde kan uitleef vir mekaar, met mekaar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gestuur het, en daarom die gesindheid wat ons in ons moet hê, is die gesindheid van liefde. Geen ander gesindheid kan ons hê. En weet, as ek my kan indink, hoe God moet sien, dat sy volk loop aan, agter verkeerde gode aan, agter ander gode aan, en weet, dan sê die skrif, die goedheid van die Here, kom die mense mee agter nie. Die Godvreesenheid in vandag se hedendaagse lewe, ek weet nie of daar nog Godvreesenheid is nie. Want so braaf soos die mens in vandag se lewe is, ek weet nie of ons nog, soos die skrif ons waarsku, verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar hierdie God, wat hy vir ons beplan, God wil hê ons moet bome wees, wat met water geplant is. 'n Boom by water is 'n bron van lewe. 'n Kind van die Here, ver van die woord af, hoe word ons gevoed? Ons word gevoed deur die woord, die brood van die lewe. Want ons kan nie net
voedsel alleen leef nie. Ons gaan leef van elke woord, en die woord sal ons versadig, en die woord sal ons siele die vervulling bring, dit wat ons hartse verlange is. En so baie keer, dan wonder ons oor kwessies. Baie keer het ons baie opinies, en wanneer ons begin staat maak op die opinie van mense, en vergeet wat God vir ons in gedagte het, dan sê die woord van die Here vanmôre, dan word ons nie net soos 'n kaalmos. Ons weet nie wat ek kan doen, ons weet nie waar ons onsself bevind nie, maar ons dink onsself, ons is op die regte pad. Voor ons nie kan aanvoel, ja, die Here praat met my nie, die Here roep my, die Here is besig met my. Sonder dit is ons dan die sondige volk wat die Here wil vervloek. Maar ons moet opstaan uit daai toestand waar ons in sonde is, waar ons sonde vertroetel, soos die goeie mense gesê het, dit pamper lang, dit wat ons weghou van die Here af. Ons behoort eintlik elke Sondag behoort ons hier te wees, maar weet omdat die mens kan prioriseer in hulle lewens, moet God net wag hierdie Sondag. Ons moet elke dag die Here het ons nodig. Ons sing in hierdie congregation, I need me every hour. Ons kan nie sonder die Here leef, en want dit is wat ons moet toepas in ons lewe. Ons kan nie sonder, ons kan nie waag sonder nie. Dit is die woord wat ons nou hier vasvang, en dat ons dit kan oordink, want die Gees ondersoek, maar wanneer ons in ons eie ek bevind, dan wil ons doen en maak net soos ons wil. Maar hierdie Here kom praat met sy volk. Hy kom praat met sy volk. Daardie vloek is swaar. Die weg, Psalm 1 sê, die weg van die goddelose gaan vergaan. Ons moet nie ons bevind vanmôre nog op die weg van die goddelose en in die kring van die spotters nie. Weet, in die voorbeeld was dit so uitgedruk en herhaal. Ek weet nie of het nog vandag so uitgedruk en herhaal is, want as jy die oudtiese dinge herhaal en uitdruk, dan sê hulle, dis die vetlamp, dis die oudtiek, ons is in die modern time. Ons kan nie in die modern time leef, en ons het van God afgewend. Daarom moet ons ook ons Bybels bring, as ons nie na die huis gaan. Want wat kom maak ons hierdie keer sonder ons Bybels? Want ons is skieting. Want wat is skieting wil ons woord, wat wil ons daar gaan gee vir ons broer, wat nie kan kerk toe kom nie, wat miskien nog vasgevang is daar by die huis. Ons moet nie skielik Bybels hê, om te sê, my broer, kyk wat staan hier geskrywe in die woord van die Here. Ons moet die wêreld kan oortuig dat ons aan God behoort. Net daai liefde. Net daai liefde vra God. Want God is liefde. So dit is nie onmoontlik om lief te hê. Mense wat se haatheden, snaakse mense, as ons dit op sy gesindheid kan ontvang. Die Heilige Gees is getrou. Die Here sê in sy woord, die Heiliges sal hy toerus vir hulle diens doen. So ons hoef nie bang te wees om die dinge van die Here te doen nie. Ons hoef nie bang te wees om die dinge van die Here te praat nie. Ons kan dit openbaar, sê ook, bekend maak aan
Want ons wil hê eendag as ons voor die Here kom, dan sê die Here, maar jou hart was dan nie by my nie. Jy het gesê, Here, Here, maar jou hart was so ver van my. So jy was soos 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal. So volk van die Here, God is die God van liefde, wat ons by mekaar wil hê, as 'n gemeente, as 'n volk, om saam te groei in die dinge van die Here, in die saak van die Here. Maar hier kom die moeilike gedeelte, die hart van die mens. Die hart van die mens, want weet ons kan kyk na mekaar, ons weet niks wat in die hart is. Maar weet, as ek vanmôre by die evangelie staan, wil ek pleit, maak hierdie hart vir die Here oop, want ons hoor so baie in die skrif sê, die Here klop aan ons hart se deure. In die congregation daar, die Here kom en hy kom klop hier oop in ons elkeen se hart se deure, sodat ons met die woord kan beweeg. Gaan maak disippels van alle nasies. Want bedrieglik is hierdie hart. Want by die Here God self, by die mens kan ons voorgee, maar by die Here God self is daar nie van voorgee. Want hierdie woord lê dit vir ons uit, God, hy ken die hart, en hy kom toe self ons niere, net soos ons hier sit vanmôre. So, hoe gaan ons kan vlug van hierdie lewende God? Van hierdie God van liefde, wat ons juist by mekaar wil hê, dat ons mekaar moet aanvaar, net soos ons is. Want ons, die mens, het nie die mens gemaak, die God, het elkeen van ons, die Psalm sê so mooi, kunstig geweef. So die Here het elke deel van ons uitgelê en in mekaar gesit. Daarom word ons eintlik by mekaar. Ons weet nie hoekom hier so baie snaakse mense rondom ons is en ek het nee. Die Here het hulle uitgekies vir ons, want Jeremia, die volk, is hier in ballingskap. Die volk moet onderlê, maar die volk se gehoorsaamheid moet aan God wees. Die volk is so kwaad vir hierdie omstandighede waar hulle bevind, dat hulle eie afgode maak. Mense, die tyd waarin ons leef, ons raak kwaad vir hierdie tyd. Ons was kwaad vir COVID. Ons is kwaad in Amerika, is ook nou kwaad vir ons. Maar ons sal maar net moet kalmeer. Ons sal maar net toelaat, want ons glo in 'n lewende God. Wat gister, vandag en môre en elke dag is die Here God, bly dieselfde. En weet, wanneer ons al die dinge kan toepas in ons lewe, dan bring dit ons elkeen by die punt van bekering. En waar? Hoe dink ons oor hierdie saak van bekering? Is dit 'n hangmaaksaak of wat is dit? Maar die Here sê vir ons, daar's geen verlossing sonder bekering nie. Die God, die altaar, die verkeerde altaar moet in ons lewens afgebreek word, sodat die Here ook sy regmatige plek in ons elkeen se lewe kan hê, en dat ons kan vry voel om die Here lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Jeremia kom sê, God spreek met die volk
vanmôre wil ek sê, God is al hier besig om elkeen van ons vanmôre te praat, omdat ons sit onder die geklank van die woord van die Here. Omdat die Here ons harte ken vanmôre, ons sê ons, die Here ken ons harte, kom ons wees opreg. Kom ons bly by die Here, want vanmôre verskyn God deur middel van sy woord aan ons. Laat ons vanmôre as ons hier uitgaan, dat ons aan iemand kan verskyn wat die woord daar buite nodig het. Want ons ontvang nou hier binne, ons eet lekker brood hier binne, daar buite is die mense honger. Daar buite is die mense dors. Want die Here sê, kom na die fonteine van water, van lewe, verniet. Ons hoor die woord, en kom, ons is gehoorsaam. Want die volk het nie vir altyd in ballingskap gebly nie, en God was nie vir altyd kwaad vir hierdie volk nie, maar hierdie volk het ook gedraai van hulle verkeerde weer, en die Here kon hulle seën, die Here kon hulle verder lei in hulle lewe. So wil die Here ons ook vanmôre ons seën en ons verder lei in ons lewens. Mag die Here ons help, laat ons in hierdie tyd waar die Here ons as gemeente alleen vir mekaar gelos het, dat ons mekaar sal vind, en dat ons sal lief raak vir mekaar, en dat ons sal groei as 'n gemeente, tot daar eendag iemand hier agter op die stoel gaan ontstaan. Want die Here kyk ook na ons lewens, voordat die Here vir ons al die dinge kan regmaak. Daarom sing die koortjie, ken hom in al die weer, dan sal hy baie vir ons gelyk maak. In die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons bid saam. Dankie Here, dat U ons kunt bewaar van die weg van ondergang, Here, want net dat ons hier is vanmôre is 'n teken dat ons wil reg lewe saam met U, ons wil regmaak saam met U, ons is teenwoordigheid hier, Vader. Here, ons weet, Here, dat ons niet gaan om te gaan bearbeid, en besef ons daar's mense wat nog baie vasgevang is in hulle self. Here, ons wat die geestelike leiers ondervind al daardie moeilikhede. Here, dankie vir ons gemeente wat vrywillig na die huis van gebed aankom. Here, sodat U elkeen van ons woorde kan kom ontmoet. Here, wat ons al reeds diensbaar gestel het vir U, Here, ons kom skep net weer nuwe moed, Here. Here, ons wat nog nie tot diens ons beskikbaar gestel het, U pleide, Here, want U het ons almal geseën met gawes en talente. Here, dat ons toch iets maak daarvan, sodat U ons nog verder kan leer. Want ons kan nie bedaai, niks dat ons het, ons kan nie nog dit ook wegsteek, Here. Here, want net wat U nog dit ook weg, dan het ons totaal niks, Here. Here, sodat ons elkeen, Here, die play is, dat ons U sal lewe op die aarde, Here. Here, want Jeremia het die moeilike taak gehad, hy moes gaan sê vir die volk, dit wat die volk moes hoor, Here, sodat die volk kan werk aan hulle lewe. Here, so die woord ook vanmôre met ons gespreek, sodat ons kan kyk aan ons elkeen se eie lewens, en dat ons kan werk aan ons lewens. Here, wat U gee nog vanmôre vir ons genade kans, Here, want as ons mense binnenpak gesorg, dan hoor ons die dood het gekom, die hande van het geklop, en daar was nie meer mense. Maar dankie Here dat U ons bewaar het, die besem van die verkeer het ons nog nie weggevee nie, en ons is nog hier waar ons kan regmaak. Here, waar ons nog nie kan loof, prys,
dank en aanbid. Vader, dank vir die saam wees met ons gemeentes so kon verkeer rondom die woord. Gaan met ons verder in hierdie Sondag en ook die nuwe week wat vir ons voor lê. Here, die vergadering wat in afkom, Here wil die jaap daarin, Here, dat U wil op daar sal geskied. Word verheerlik in ons lewens vanmôre, want ons pleit dit met baie dankbaarheid in Jesus se naam. Amen.